Goeienaand almal. Dit was veral aan die mense wat ek vanaand vir die eerste keer sien. Baie welkom ook aan julle. Vinnig 'n recap oor waaroor ons die laaste 2 weke gepraat het. So ons reeks is getiteld, is daar hoop in al hierdie chaos? As ons na die wêreld om ons kyk, dan sien ons dat die wêreld is regtig gelaai met verskriklike uitdagende situasies. Mense gaan deur baie moeilike goed. En baie keer is jy en ek daai mense. Ons beleef uitdagende situasies in ons eie lewe. Die chaos van hierdie wêreld raak ons. Ons raak ook siek. Ons kom ook in ongelukke. Ons gooi ook petrol in ons met diesel ingooi. Ons maak ook, ons bevind ons ook in situasies waar ons moedeloos is en nie weet wat om nou verder te doen nie. En die reeks is saamgestel om uit verskillende hoeke uit te kyk na wat se tipe hoop die Bybel kan bied vir die chaos van die wêreld, maar ook vir die chaos van my lewe. So ons het laasweek begin, maandag aand laasweek en gevra, ons moet 'n fondasie lê. Die fondasie moet ons die vraag afvra, is hierdie boek betroubaar? Is die boek nog relevant? Hoekom glo ons die Bybel en nie een of ander geestelike geskrif soos die Vedas of die Koran of enige van hierdie ander gelowe se geskrifte nie? Wat maak die Bybel anders? En ons het gaan kyk en dit is opgeneem. Binnekort sal Sean dit beskikbaar stel, dan kan 'n mens na die tyd weer daarin gaan kyk. Ons het gekyk hoe daar in een hoofstuk van die Bybel, in Daniël hoofstuk 2, 'n toekomstige profesie gegee word vir 'n koning wat 600 jaar voor Christus leef, en hoe hierdie profesie die toekoms van die wêreld voorspel. Hoe hierdie profesie vertel wat se koninkryke in die toekoms hierdie wêreld gaan oorheers, hoe die Babiloniërs geoorheers het, die wêreld die heersers was, en uiteindelik na hulle die Meders en die Perse, en na hulle die Grieke, na hulle die Romeine, en uiteindelik word hierdie wêreld heerskappy verdeel in 'n verdeelde koninkryk, en daar is nie meer een koninkryk wat die hele wêreld oorheers nie. En dit bly so totdat daar 'n groot klip in hierdie visioen, in hierdie droom, hierdie beeld kom tref, hierdie beeld wat Nebukadneser gesien het, dit val in mekaar en dan kom 'n nuwe koninkryk. Nou, dit is maklik om te sê ek het iets in die toekoms gesien en dit is wat gaan gebeur, maar die gesag van so 'n voorspelling word eers bevestig wanneer dit gebeur het, wanneer ons in die toekoms gaan staan, terugkyk in die geskiedenis en sê, hey, dit het gebeur. Hierdie koninkryke het gekom en gegaan, soos wat God dit voorspel het. Die Bybel is die enigste boek wat soveel profetiese stellings maak wat waar word. En daarom is die Bybel betroubaar. Dinsdag gaan ons kyk, wat is die oorsprong van boosheid? Waar kom al hierdie sleg vandaan? Wie stel dit in die wêreld bekend? Is dit God, omdat hy een of ander groter plan het met die mensdom? Ons het gesê, nee, dis nie God wat hierdie dinge in die wêreld bekend stel nie. Dis die werk van Satan. Dis die werk van die bose een, wat in 'n groot stryd, in 'n kosmiese stryd gewikkel is teen God, teen alles wat goed en mooi en liefde is. Toe het ons gegaan na Woensdag aand toe, en Woensdag aand het ons gevra, wat is die oplossing dan vir al hierdie boosheid wat in die wêreld bekend gestel is? En ons het begin delf in die Ou Testament en gesê, wat het die Ou Testament voorspel sal die oplossing wees? In die Ou Testament maak al hierdie messiaanse voorspellings van 'n Messias wat gaan kom, en dit beskryf waar hy gebore gaan word, hoe sy geboorte gaan wees. Dit beskryf wat se tipe lewe hy gaan lei, hoe hy gaan leef. Dit beskryf uiteindelik sy dood en selfs die feit dat hy die dood uit opstaan. En ons het gesien daar is 300 Ou Testamentiese profesieë oor die Messias, en dat al 300 van daai in een mens vervul word. Nou as jy 'n boek vat wat oor 1500 jaar geskryf is, 'n reeks boeke deur verskillende skrywers oor 1500 jaar, almal van hulle maak sekere kriptiese opmerkings oor iemand wat kom,
En dan word al daai opmerkings waar in een persoon kan dit nie toeval wees nie. Jesus Christus is die oplossing vir al die chaos wat in hierdie wêreld gebeur. Donderdag aand laasweek het ons die vraag gevra, wat maak ek dan nou met Jesus? Wat beteken dit wat by die kruis gebeur? Vir my. Het dit enige relevantie tot my lewe? Kan ek nog waarde kry? Kan dit nog vir my iets beteken dat Jesus Christus gesterf het? En daarin lesing is ook opgeneem en as jy dis die heel belangrikste boodskap wat jy ooit in jou hele lewe sal kry. Dis laasweek donderdag aand. Maar dit bring jou by 'n keuse. Jy moet 'n besluit maak oor Jesus Christus. Ons het die naweek bietjie afgevat, maandag aand was ons terug. Maandag en dinsdag aand het ons gesê dat God het ook 'n plan om vir ons te midde van al hierdie chaos 'n plek van rus te gee. 'n Plek waar ons net kan bietjie wegbeweeg en onsself weer kan herbevestig in ons verhouding met hom, en daardie plek is die Sabbat. Hoe God die Sabbat in plek gesit het, sodat dit 'n bevestiging van ons verhouding met hom kan wees. Dit is die teken, hy noem dit in die Ou Testament die verbondsteken. Ons het in dinsdag aan spesifiek gekyk, hoe het dit gekom, dat die Christenkerk nie meer hoofsaaklik die Sabbat onderhou nie, maar 'n Sondag onderhouding vier. En ons het na die geskiedenis van die Christelike kerk gekyk, en ons het gesien dat daar allerhande kompromieë, allerhande redenasies, praktiese oorwegings, allerhande politieke inmenging gekom het, dat die kerk uiteindelik hierdie draai gemaak het na Sondag toe, in plaas van om nog steeds die Sabbat te vier, wat die apostels, die eerste Christenkerk, wel nagekom het. En ons het gesien dat ons weer eens gekonfronteer word met die vraag, staan jy vir tradisie, omdat dit vir jou maar net so geleer is, of staan jy by wat God se woord vir jou vra, en sê, en leer? Gisteraand het ons die vraag gevra, wat gebeur met 'n mens wanneer hy sterf? En daardie is so 'n relevante vraag vir 'n chaotiese wêreld, want almal van ons moet uiteindelik die grootste vyand van die mens, die dood, in die gesig staan. Almal van ons gaan doodgaan. En waarskynlik gaan almal van ons ook die dood van 'n geliefde moet hanteer, ergens in ons lewe. En as ons nie die Bybelse begrip verstaan van wat dood is nie, gaan ons met baie onsekerheid en vrees en angstigheid in ons rondloop. Maar wanneer die Bybel vir ons bevestig dat wanneer 'n mens sterf, dan slaap hy. Hy het geen bewustheid nie, hy weet nie wat om hom aangaan nie, hy leef nie ergens anders voort nie, hy slaap, maar wanneer 'n mens slaap, dan kan jy weer wakker gemaak word. En dit is Jesus, God se plan met die dood, is om sy kinders weer wakker te maak. En dit is waar vanaand se lesing dan wegskop. En dit is die grootste belofte nog ooit. Nou vanaand se lesing is redelik lank, ons gaan probeer om hom nie te lank te laat aangaan na ons oor ons gewone tyd nie. Maar hy is redelik lank en dit is baie inligting wat in een lesing ingedruk is, want ek het nie nog tyd om nog 'n lesing aan te bied. So, weer eens, as van die inligting wegraak, en jy is na die tyd onseker, want dit is soos die Engelsman sê, information overload, wat jy gekry het vanaand, is dit oké? Dit word opgeneem. Dit is op ander plekke ook al opgeneem. Ons kan vir julle die skakels gee, so ons sal dit beskikbaar stel, die skakels, waar julle dit weer kan gaan kyk, en net weer ons gedagtes verfris, met wat ons gehoor het vanaand. Daar is baie onsekerheid, en veral in die laaste paar weke gewees, rondom die wederkoms. Daar was voorspellings gemaak, dat daar 'n geheime wegraping gaan plaasvind, en mense het baie prominente
mense in die musiekwêreld en in die kerkwêreld het allerhande uitlatings gemaak en gesê die wegraping gaan op hierdie datum gebeur en dit het nie gebeur nie. En daardie mense het met rooi gesigte gesit en baie mense is teleurgestel omdat hulle oortuig was dat dit die oomblik gaan wees wat hulle hemel toe sal gaan. Daar's baie onsekerheid, daar's baie vrae oor wat behels die einde van hierdie wêreld. Daar's baie teorieë, maar uiteindelik lê die antwoord in presies hoe die Bybel dit verduidelik. En vanaand se lesing gaan ons nie net kyk na die wederkoms nie. Ons gaan ook kyk na die tydsfases na die wederkoms. Want die Bybel verduidelik dit vir ons. Ons hoef nie onseker te wees nie. Ons hoef nie onkundig te wees oor wat gebeur wanneer hierdie wêreld soos ons dit ken tot sy einde kom. Baie mense loop met 'n vrees in hulle hart vir hierdie gebeurtenis. Terwyl dit eintlik die grootste en die mooiste belofte is wat daar bestaan vir die mensdom. Daar's geen vrees nodig vir wat gaan kom vir God se kinders. Jesus maak 'n belofte. Die laaste gesprek wat hy met sy disippels het, word gevind in Johannes 13, 14, 15, 16. Dis amper soos 'n afskeidgesprek, 'n afskeidspreek, maar dis baie meer intiem as net 'n preek. Jesus is besig om met sy disippels te gesels. Hy het nou net hulle voete gewas en nou gesels hy met hulle. Die volgende dag sal hy gekruisig word. Daar in die bovertrek waar hy die nagmaal bekendstel, is hy besig om met sy disippels te gesels en dan maak hy vir hulle hierdie belofte. En dit is 'n opwindende belofte. En dit sê, laat julle hart nie ontstel word nie. Met ander woorde, moenie bekommer wees oor wat op hierdie aarde aangaan nie. Moenie onsekerheid en ontsteltenis in julle hê. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek vir julle dit gesê het. En dan gaan hy verder. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou wat 'n kragtige belofte is hierdie nie wat Jesus maak nie. Die disippels verstaan nog nie mooi wat die weggaan van Jesus behels nie. Maar hy sê, ek gaan en ek gaan vir julle 'n plek berei daar waar ek heen gaan. En ons kan verder in die hoofstuk lees en die disippels vra, maar Here, waartoe gaan u? En Jesus sê, maar julle ken nie plek waartoe ek gaan. En hulle sê, nee, ons weet nie. En Jesus verduidelik vir hulle, ek gaan na my Vader toe. En die gesprek vloei van die een onderwerp na die ander onderwerp, maar die fokus bly, Jesus gaan weggaan. En ons sien daar die weggaan gebeurtenis later in Handelinge 1, ons gaan by dit kom. Maar hy het die disippels nie sonder 'n belofte gelos nie. En die belofte is, ek kom weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Die vroeë kerk, die eerste apostels, het vasgehou aan hierdie belofte. Paulus skryf aan Titus, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Hierdie word 'n paar dekades al geskryf, nadat Jesus die belofte gemaak het, ek kom weer terug. Sê Paulus, ons hou nog steeds vas aan die hoop. Ons weet dat Jesus gaan verskyn. En ons wag daarvoor. Hy skryf in 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. En hierdie is waarskynlik die laaste ding wat Paulus geskryf het. Is die tweede brief aan Timoteus. Timoteus, 'n jong leraar, Paulus gee vir hom klomp wysheid en inligting en hy gee vir hom riglyne en hy gee vir hom leiding oor hoe om sy rol te vervul. En hierdie is die laaste ding wat Paulus skryf. Hy weet sy teregstelling is voor die deur. Hy gaan binnekort doodgemaak word. En hy skryf vir Timoteus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou, en verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid
wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie net vir my alleen nie, maar ook vir elke een wat sy verskyning liefgehad het. Ander woorde, Paulus sê, ek kyk in die oë van die dood. Ek kyk terug op my lewe en ek weet, ek het gedoen wat ek moes doen. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop gehardloop, ek het die geloof behou, ek het gedoen wat ek moes doen. Ek is nou reg om te gaan. En ek wonder hoeveel van ons sal dit kan sê. Dat ek is reg, want ek het gedoen wat ek moes doen. Ek sê, maar ek is nie bang om dit in te gaan nie, want ek weet dat ek die kroon van die geregtigheid van die Here sal kry. Op die dag, en nie net vir hom nie, hy sê vir almal, wat sy verskyning liefgehad. Daai verskyning, glo ek, verwys na die eerste koms van Jesus, as ook die tweede koms van Jesus. Die wat dit liefgehad het, die wat die gedagte van die evangelie van Jesus wat kom sterf het vir hulle sondes liefgehad het, maar ook die hoop van die toekoms, die komstige verskyning van Jesus ook lief het. Die vroeë kerk onthou die belofte dat Jesus kom weer. Het is baie interessant wanneer ons vroeë kerkgeskiedenis lees, is dit baie duidelik dat die motivering agter hierdie heel eerste disippels, agter hierdie heel eerste apostels se bediening was nie om 'n kerk te stig nie. Hulle het net gewerk wat hulle het geglo Jesus kom. En dit is hoekom Paulus skryf in die ons wat in die lewe oorbly wanneer die wederkoms plaasvind. Paulus glo dit kom in sy leeftyd. En die kerk word amper 'n plan B, die georganiseerde kerk, maar die plan A vir Christendom bly altyd, Jesus kom weer. En is ons gereed? Onthou ons daardie belofte. Maar Jesus het ook gewaarsku, wetende dat Satan 'n aanval gaan loods op die kerk, om hulle weg te lei van hierdie belofte af. Matteus 24 is daardie eindtyd profesie, daardie wederkoms voorbereidingshoofstuk wat Jesus vir die disippels gee. En in daardie voorbereiding, wat hy vir hulle sê, ek wil hê julle moet gereed wees wanneer ek terugkom, maak hy die volgende stelling: daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen. Ons word gewaarsku in die Bybel dat nie elke gebeurtenis van 'n wonderwerk is van die Here af nie. Nie elke ding wat jy in kerke sien gebeur, en jy dink dis bonatuurlik, dit is wonderlik, kyk wat se wonderwerke doen die Here. Jesus sê dat valse Christusse en valse profete gaan ook aan wonderwerke doen. Want die duiwel het ook baie mag. Daar gaan bedrieërs kom. En hoe gaan jy en ek weet wat die verskil is? Hoe gaan jy en ek kan identifiseer wat ware getuienis van die evangelie is? Hoe gaan ons kan identifiseer wat ware verduidelikings van die wederkoms is teenoor die bedrieërs wat allerhande voorspellings maak en dalk nog wonderwerke daarby saam? En dit is nie die waarheid, soos wat ons onlangs gesien gebeur het. En ek sê nie enige iemand in hierdie laaste paar weke se fiasco in Christendom was vals, valse motiewe gehad nie. Maar jy kan iemand bedrieg terwyl jy dink jy's opreg. En dit maak jou nog steeds nie 'n ware profeet. Die Bybel leer oor Jesus se koms, oor daardie valse profete, daardie valse Christusse. As hulle dan vir julle sê, kyk hy's in die woestyn, moenie uitgaan nie, of kyk hy's in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Met ander woorde, hy gaan nie eers verskyn waar jy hom moet gaan soek nie. Wanneer Jesus weer terugkom, is dit nie nodig dat jy eers heen moet gaan, of waar net jy eksklusief toegang gaan hê tot Jesus wat gekom het om sy kinders te kom haal.
Hy kan dalk onderrig en hy kan wonderwerke doen en hy kan baie mooi klink soos Jesus, maar hy kan vals wees, want hoor wat is sy doelstelling, en dit is die Satan wat agter al hierdie valsheid sit sy doelstelling. Dit is om as dit moontlik is, selfs die uitverkorenes te mislei. Wie is die uitverkorenes? Dis hulle wat aan Christus behoort. Vriende, die Bybel is ons enigste veilige gids. Daar's te veel valsheid, daar's te veel bedriegery, daar's te veel onsekerheid wat gepredik word, wat voorgehou word as dis hoe dit gaan lyk vir ons om nie hierdie boek te studeer nie. Hierin alleen sal ons die ware feite ontdek oor hierdie onderwerp, soos oor meeste ander onderwerpe. En wat sê die Bybel vir ons oor Jesus se koms? Kom ons kyk na 'n paar dinge wat die Bybel uitlig. Eerstens, dit sal 'n sigbare koms wees. Dit sal 'n sigbare koms wees. Die Bybel leer, soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Ons hoef nie te gaan soek vir waar weerlig slaan nie. As jy hier uitstap in die weerlig slaan, dan weet jy uitgeslaan, want jy kan dit sien. En in Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom in die wolke, en elke oog sal hom sien. Dit gaan nie 'n geheime gebeurtenis wees, 'n geheime koms wees wat net sekere mense van bewus is nie. Elke oog gaan Jesus sien kom wanneer hy in die wolke kom. Hoe gaan dit wees wanneer hy kom en elke oog hom sien? Die oë van die ouers en die oë van die jonges en die oë van die wat gered is en die oë van die wat nie is. Matteus 24 sê, dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Dit is 'n sigbare koms wanneer almal hom sien kom. Jesus gaan nie net ewe skielik verskyn in een of ander stad of net as 'n skim oor die aarde beweeg en net sekere mense kom haal nie. Elke oog sal hom sien. Hy kom met groot eer en heerlikheid. Die tweede punt wat die Bybel maak is dat dit sal 'n dramatiese, hoorbare koms wees. Jy en ek sal nie net kan sien dat Jesus kom nie, ons sal kan hoor dat Jesus kom. Daar het stemme gekom, Openbaring 16, praat oor die gebeurtenis. Daar het stemme gekom, en donderslaan, bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mense op die aarde was nie. En alle eilande het gevlug, en die berge was daar nie gevind nie. Jy en ek kan nie so 'n gebeurtenis in ons wildste verbeelding uitdink nie, soos wat die Bybel hier beskryf. Dit is 'n wêreldwye skudding van hierdie wêreld, soveel so dat eilande verdwyn, dat berge verdwyn. Dis iets wat ons nie kan verstaan nie, en dit klink angswekkend, dit klink na iets wat amper 'n angstigheid in ons harte opwek. Maar ek hoop na vanaand se lesing sal u hoop hê en uitsien na daardie gebeurtenis. Wanneer daardie hoorbare, sigbare koms van Jesus plaasvind, gebeur daar 'n ongelooflike gebeurtenis. Gisteraan na hierdie teks gekyk, 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal, met die stem van 'n aartsengel, met die klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Een van die sentrale gebeurtenisse van die wederkoms is die opstanding uit die doodheid. Dit is een van die sleutelgebeurtenisse, is dat die wat in Christus gesterf het, nie vir altyd gaan dood bly nie. Dat die dood oorwin is. Dat daar 'n opstanding is uit die dood uit. Wat 'n ongelooflike dag sal dit nie wees nie. Paulus verduidelik verder. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, soos ek gesê het, hy het geglo, hy gaan nog leef wanneer Jesus kom. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, saam met wie? Saam met die dooies wat nou net opgestaan het, die dooies in Christus, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so, op hierdie manier, sal ons altyd by die Here wees. Daar is geen ander manier, wat God se kinders, vir altyd by die Here gaan wees, as die wederkoms nie. Dit is die manier. Paulus sê, dis die manier. Die opstanding uit die doodheid, en die wat in die lewe is, wat aan Christus behoort, die dag wanneer hy kom, gaan saam met die wat in die doodheid opgestaan het, die Here tegemoet. Hoe werk die opstanding uit die doodheid? Ek weet nie, maar as God wat vir Adam kon skape, en vir hom die asem van die lewe kon gee, dit kon doen, kan hy die mens weer herskep, en vir hom die asem van die lewe gee. Daar sal 'n gelukkige herontmoeting wees. Dalk sit jy hierso, en jy dink aan iemand wat jy verloor het, wat al gaan rus het, wat gaan slaap het, soos die Bybel dit beskryf. Die belofte is vas dat daar 'n herontmoeting wag, dat daar 'n hoop is, om daardie persoon weer te sien. Dat hierdie lewe nie die einde is van alles nie. Paulus gaan verder, en hy sê wanneer Jesus kom, gaan daar ook 'n verandering in hulle wat na Christus toe gaan gebeur. Hy sê ek deel julle 'n verborgenheid mee, 'n tipe van 'n geheim, iets wat nog nie vooraf of voorheen vertel is nie. Ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Daar gaan mense wees wat lewe die dag wanneer Jesus kom. Gaan nie net 'n klomp dooie mense wees nie. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn. 'n Basyn is nie 'n ding wat saggies en stil geblaas word nie. 'n Basyn is nie 'n ding wat net ek hoor wanneer hy geblaas word nie. Dit is hoorbaar vir almal. En wat gebeur wanneer jy die laaste basyn blaas, is dat daar 'n verandering plaasvind in die kinders van God. Wat is daardie verandering? Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal ook verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Nou wat beteken dit? Dat jy en ek al die gevolge wat sonde in ons lewe kom bring, nie meer sal hê nie. Ek het nie hare nie, maar ek gaan eendag hare hê. Mense wat my ken sal weet as ek sê ek sien uit daarna om eendag met 2 oë te kan sien. Want ek het net 1 oog. So hierdie liggaam gaan nie meer funksioneer onder die las van sonde nie. Hy gaan bevry wees, hy gaan onverganklik wees, hy kan nie vergaan meer nie. Hy gaan onsterflik wees, dit beteken, ek kry uiteindelik dit wat God vir Adam bedoel het. Kry ek weer. Om vir altyd te kan leef. Daai vir altyd leef maak net sin, as ons die res van hierdie hele lesing luister. Want wat beteken dit om vir altyd te leef? Waar en hoe gaan dit wees? God gee vir elke een van sy volgelinge hierdie groot geskenk, wat ons noem die ewige lewe. 'n lewe wat vir altyd is, 'n lewe waar jy en ek nie meer kan doodgaan nie. Dit klink te goed om waar te wees. Want ons
alles wat ons ken is beperk tot 'n sekere tyd. Niks hou vir altyd nie. Maar hier kom die belofte van die ewige lewe. En Paulus sê dat ons as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Het Jesus liggaamlik opgestaan? Absoluut. Want die disippels was bang en gedink is 'n spook. En wat het hy vir hulle gesê? Geef vir my kos. Geef my kos dat ek kan eet. Hy het vir hulle gewys dat hy 'n fisiese liggaam het. Hy het vir Thomas gesê, kom vat aan my. Kom voel hier aan my. Dit is ek. Jesus het 'n fisiese liggaam gehad na sy opstanding. En Paulus sê in Filippense 3 dat ons gaan 'n liggaam soortgelyk aan Jesus se hê, 'n verheerlikte liggaam, maar ons gaan nog steeds liggaamlike wesens wees. Ons gaan nie net een of ander wit basempie wees wat in die lug rondhang nie. Ons gaan liggaamlike wesens hê, maar daardie liggaam gaan verheerlik wees. Soos wat ons nou in Korintiërs gesien het. Daar sal geen meer siekte wees nie. Geen meer pyn, geen meer dood in hierdie liggaam. Jesus het na die hemel opgevaar. En soos wat hy opvaar, staan sy disippels op aarde. En baie vrae word gevra rondom die eerlikheid van Christendom, van Christendom. Het die disippels nie maar net 'n storie geskryf nie? Het hulle nie maar net iets uit hulle duim uitgesuig en neergeskryf en daarmee 'n nuwe godsdiens begin? Liewe vriende, as jy en ek moes deurgaan wat die disippels deurgegaan het vir hulle geloof, sou ons geweet het, jy doen dit net as jy glo, werklik glo in dit wat jy besig is om te vertel. Elke een van die disippels, elke een van die apostels sterf 'n gewelddadige dood, en dit is geskiedkundig neergeskryf. Min van hulle se dood word in die Bybel vir ons vertel. Maar die geskiedenis hou rekord van wat gebeur met hierdie ouens. Soos dat hulle die wêreld begin ingaan en hierdie evangelie vertel. En elke een van hulle sterf 'n gewelddadige dood behalwe een. En dis Johannes. En selfs hy word ergens op 'n stadium deur die Romeine in 'n pot kookolie gegooi. Hy het al met olie effens gebrand. Ek kan myself dit nie indink hoe dit moet voel wanneer jy jou hele lyf en jy oorleef dit nie. Maar elke een van hierdie disippels gaan deur die verskriklikste vervolgings, deur die verskriklikste pynigings en uiteindelik word hulle doodgemaak. Omdat hulle hierdie gesê het. Want as jy dit gesien het met jou eie oë, hoe kan jy nie daarin glo nie? Hoe kan jy nie bly staan by dit nie? Terwyl hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan en kyk julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so weer kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die disippels sien dit, en daarom is hulle bereid om dood te gaan, vir dit wat hulle gesien het. Want as ek net 'n storie gehoor het by iemand, of as ek iets uitgedink het, en ek word met die dood gedreig, gaan ek baie vinnig sê, okay, nee, dit was nie regtig die waarheid nie. Ek het maar net 'n grappie gemaak. Maar die disippels staan by dit, en hulle het Jesus gesien opvaar, en hulle het die belofte gehoor dat hy weer terugkom. En dit is dieselfde Jesus. Die derde punt is, die eerste een is 'n sigbare koms. Die tweede een is 'n hoorbare koms. Die derde een is, dis 'n glorieryke koms. Dis 'n verheerlikte koms. Matteus sê, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met hom. Het ons enige idee wat dit sal wees wanneer die hele leermag van die hemel op een slag na hierdie aarde terugkeer, saam met Christus.
Al die engele. Dit het net een engel gevat om die graf oop te maak en die Romeinse soldate te laat flou val. Hoe gaan dit wees wanneer daar 10.000e en 10.000e en miljoene en dalk biljoene engele op hierdie aarde neersak saam met Christus? Dit gaan nie, soos ek die Bybel lees en glo, nie een of ander geheime, stil gebeurtenis wees. Hierdie gaan groot wees. Groter as wat enigiets nog ooit op hierdie aarde was. Ons het nou baie gepraat oor hulle wat by die graf uit opstaan, oor hulle wat vir Christus wag in die lewe, maar wat van mense wat nie gered is nie? Want die werklikheid is dat nie almal gered is nie. Dis die hartseer realiteit van hierdie lewe. Donderdag aand se lesing laasweek. Neem jy Jesus Christus aan as die een wat jou sonde in die dood invat? Of besluit jy om aan jou sonde vas te hou en te sê ek sal self dit hanteer? Wat word van hulle wat nie gered is nie? Openbaring sê en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. En al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. Dis dieselfde gebeurtenis as Openbaring 16. Ons vind daai gebeurtenis 'n paar keer in Openbaring plaasvind, wat hy dit verskillend beskryf. Die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plek versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisende en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons, verberg ons, vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? En ons vind hier die mensdom wat Christus verwerp het. Want die Bybel leer vir ons dat die wat hom aangeneem het nie vrees in hulle nie. Hulle hardloop nie weg nie. Hulle word in die hemel weggevoer. Leer 1 Tessalonisense 4 ons. Maar hier vind jy mense wat wegkruip en sê, berge val op ons. Want die gebeurtenis van sy koms is net te groot. Hoekom kry die gereddes dit reg om in sy teenwoordigheid te kom, terwyl die verlorenes nie kan nie? Hulle wil eerder net hê dat die aarde hulle moet insluk. En ons net een verskil. Die wat gered word, is verander. In daardie oomblik, op daardie dag, is die sondigheid van hulle wat Jesus aangeneem het, die sondige natuur, uitgewis. Sien, ons sondige natuur word nie uitgewis voor die tyd. Jy en ek gaan 'n neiging tot sonde hê, ons daarvan nou of nie. Maar die oomblik wat Jesus kom, vat hy daardie sondige natuur en daardie verandering wat Paulus in Korintiërs en in Filippense beskryf, daardie verandering van natuur, van wese, maak jou 'n nuwe wese. Maar die wat Jesus verwerp het, kan nie in die teenwoordigheid van 'n heilige God bly bestaan terwyl hulle sondige natuur nog vashou. En hulle vra, berge val op ons. Daar's niks meer belangriker as om te weet in jou hart, waar staan jy met Jesus Christus? Waar gaan jy staan op die dag wanneer hy kom om sy kinders te kom haal? Ek wil vir jou sê, daar's niks aardse skatte. Nie die kar wat jy ry, of die huis waarin jy bly, of jy net geld wat jy in die rekening het, of jou vriende, of jou status, of enige iets wat kan opweeg teen die heerlikheid wat vir ons wag wanneer ons in Christus is. Kolossense 3 sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie op die aarde nie, en ja, ons moet leef, en ons moet 'n lewe maak, en ons moet bestaan. En dis die realiteit van hierdie lewe. Maar wat is die grootste prioriteit in jou lewe vir jou?
Jy en ek kan vandag besluit. Hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is. Dis die een wat kom. Die konings van die konings en die Here van die Here. Ewe skielik kom los hy die chaos van hierdie wêreld op. Wanneer daar die harde stem, die geklank van die basuin na hierdie wêreld deurdring en sê, kom, ek gaan my kinders saam met my vat. Is jy gereed vir Jesus om te kom? Jesaja sê, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Jesus sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van wanneer af, nog voor die aarde geskep is, van die grondlegging van die wêreld af, is Jesus al besig om 'n plek te berei vir sy kinders. Maar dis nie waar die verhaal eindig. Want as dit was, sou dit 'n halwe storie gewees het. En die Bybel vertel die storie verder. Die Bybel vertel van 'n 1000 jaar vakansie. Ons sit eendag so in 'n kongres met klomp mense en dan word nou gevra, wat is jou, waarvoor is jy aangelê? Party ouens sê nee, hulle is aangelê vir handewerk. Ander ouens sê hulle is aangelê vir prediking en ander is aangelê vir dit en dat. En die ouens aanbied kom vra vir my, waarvoor is jy aangelê? Ek is aangelê vir vakansie. Dis wat ek die beste kan doen. Dis vakansie. 1000 jaar vakansie, maar hierdie vakansie is nie 'n lekker vakansie nie. Die Bybel leer vir ons dat dit 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hy het hom 1000 jaar lank gebind. Nou, as daar nou al ooit iets oor die duiwel gesê kon word, is dit dat hy nie lui is nie. Kyk, hy opereer daar. Hy is nie lui nie. Hy hou nie een oomblik op werk nie. Hy hou nie een oomblik op met sy verwoesting en sy chaos en sy misleiding en sy versoekings wat hy oor mense se pad bring en die siekte wat hy in die wêreld bring en ongelukke wat hy veroorsaak en hoe hy ons probeer oortuig dat sonde is oké op een of ander manier. Hy is altyd aan die gang. Hy is altyd besig. En ons lees waar dit begin het. Daar het oorlog in die hemel gekom. Laasweek Dinsdag aand se lesing. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, en hy die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En hy is oorgegee om sy eie pad te loop. Die pad van verderf. En wat kom doen hy? Omdat God vryheid van keuse toelaat, misbruik Satan dit om ons te kry om sondaars te word. En hy kom stel sonde bekend. En so begin ons eie pad loop, die pad van verderf. En hy kom kaap hierdie planeet. Maar Jesus Christus bring die uitkoms deur die kruis. En hy vat dit wat aan hom behoort terug, deur homself te kom gee in ons plek. Maar die duiwel hou nie op nie. Die duiwel hou aan met sy verwoesting. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En dan lees ons in die Bybel, party vertalings noem dit die millennium of die 1000 jaar. Nou die woord millennium kom toe van twee woorde af, million en annum wat net 1000 jaar beteken. En daar onmiddellik gebeur al hierdie wanbegripte in Christendom. Wat is hierdie 1000 jaar? Nee, ons gaan 1000 jaar in vrede leef hier op aarde. Nee, dit is net 'n spirituele gebeurtenis wat ons nou tans besig is om deur te gaan. En as al hierdie wanbegrippe, maar ons het nie nodig om onseker te wees as ons net glo wat die Bybel sê nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep in die stem van 'n aartsengel met die geklank van die basuin van God. En daarso is die wederkoms, dit het ons nou gelees.
En dan sê Johannes 5, moenie julle hieroor verwonder nie, Jesus is aan die woord, daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Maar hy vat dit verder, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. Nou, op die eerste oogopslag kan dit lyk asof Jesus hier praat van dieselfde opstanding, wat dit op verskillende plekke opeindig. Maar wanneer ons dit wat Jesus hier sê, in die groter prentjie van die Bybel lees, dan sien ons, en ons gaan nou dit sien, dat daar 2 opstandings is wat plaasvind. Daar's 'n opstanding tot die lewe. Dit is waarvan ons nog die hele aand praat, die wederkomsopstanding. Die dag wanneer Jesus op een of ander wonderbaarlike manier aan hierdie wêreld verskyn. En die wat gesterf het in Christus saam met hom neem. Maar daar's ook 'n ander opstanding. Want jy sien, Openbaring maak dit duidelik dat hierdie opstanding tot die lewe en opstanding tot die veroordeling nie een gebeurtenis is nie, want hy sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Met ander woorde, as daar 'n eerste opstanding is, moet daar 'n tweede opstanding ten minste wees. In Tessalonisense 4 vers 16 sê, die Here self sal van die hemel neerdal en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Met ander woorde, daar's 'n groep mense wat uit die doodheid opstaan voor ander. En wie is hulle? Dis hulle wat in Christus behoort. Dis hulle wat met die wederkoms uit die grafte uitgeroep word. En hulle gaan die Here tegemoet in die lig. En sal vir altyd by die Here bly. Dis hulle wat verander word in 'n oomblik. Wanneer daar die basuin weer klink, sal daar die dode opgewek word, die wat in Christus gesterf het. En dit is hulle wat die perfekte liggame kry. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, weer dieselfde vers, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms, die ontslapenis nie voor sal wees. Want die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So kom ons probeer dit op 'n tydlyn begin sit. Ons gaan nou sien dat die wederkoms is die begin van daardie 1000 jaar. Die lewende regverdiges en die dooie regverdiges, by die wederkoms oomblik gaan almal saam met Christus. Hulle gaan saam met Jesus. Nou wat gebeur in hierdie 1000 jaar? Jy sien, eerstens is dit 'n 1000 jaar wat begin by die opstanding van die regverdiges. So ergens moet die 1000 jaar eindig. En hy moet 'n doel hê. Waarvoor is hierdie 1000 jaar? Gaan ons ergens op 'n wolkie sit en harp speel? Die hemel klink vir my baie boring as dit is wat ons gaan doen. Ek wil nie na 'n plek toe gaan waar ek die hele dag moet sit en harp speel op 'n wolkie nie. Maar dit is nie waaroor dit gaan. Want Openbaring 20 vers 6 sê, oor hulle wat eerste opgestaan het, hulle sal priesters wees van God en van Christus, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Hierdie is buite my verstaan. Hier word die heiliges, die gereddes, kom ons noem hulle die gereddes, word weggevoer na die hemel toe. Die dooies en die lewendes, wat in Christus was met die wederkoms, word weggevoer na die hemel toe. Openbaring sê, vir hulle word die oordeel gegee. Maar wag, God het klaar geoordeel. Want die regverdiges is gered en die verlorenes het nie saamgegaan nie. So wat se oordeel is vir hulle gegee? Paulus sê in 1 Korintiërs 6, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons die engele sal oordeel nie? Hoekom moet die engele geoordeel word? Want 'n klomp van hulle besluit teen God. En die oordeel wat vir jou en vir my gegee word, is nie 'n oordeel wie word gered en wie nie. Want God het dit klaar besluit teen hierdie tyd. Dit is 'n oordeel wat sê, as te ware
Ons kry die voorreg om die oordeel van God te oordeel. Om die vraag, was God regverdig in sy oordeel, vir homself te kan uitmaak. Want jy mag dalk daar kom, en jou pa of jou ma, wat jou in hierdie goddelike wee groot gemaak het, is nie daar nie. En jy gaan by jouself dink, waar is my ma? Sy was in so Christen vrou. Of waar is die leraar wat ek so lief voor was? Hy was in so godsman gewees. Hoekom is hierdie mense nie hier nie? En jy en ek gaan die geleentheid kry om saam met God as te ware, of God se oordeel te bevestig. Om God se liefde en regverdigheid in die oordeel te bevestig. 1000 jaar. Nou, iemand het eendag gesê, daar sal 3 groot verrassings wees, die dag as ek in die hemel kom. Die eerste ene is, daar gaan mense wees, wat ek oortuig was, nie daar moet wees nie. Ek kan aan 'n paar dink, wat ek nogal dink, en julle het allemaal baie sleg verloor, nee. Maar hulle mag dalk daar wees. Die tweede verrassing is, daar gaan mense nie wees nie, wat ek geglo het daar moet wees. En die derde verrassing is, ek gaan daar wees. Want eintlik verdien ek nie om daar te wees, as dit nie vir Christus was nie. Paulus sê, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel nie, voordat die Here kom nie, want die verborgde dinge van die duisternis sal dan in die lig gebring word, en die bedoelinge van die harte geopenbaar maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Dis nie nou ons plek om mense te oordeel nie. As jy en ek in Christus is, sal ons die geleentheid kry om wel God se oordeel te bevestig en te sien dat God regverdig was. Dit sê, ons gaan, die heiliges sal die wêreld oordeel. Dit sê, aan die heiliges wat by daardie opstanding met die wederkoms hemel toe gaan, en hulle sal die oordeel gegee word. Hulle is die konings wat op trone gaan sit. En 'n koning oordeel. Dit 'n ander engel uit die altaar hoor sê, ja, Here God Almagtige, waaragtig en regverdig is die oordeele. Openbaring 16 handel oor die wederkoms gebeurtenis. Na hierdie wederkoms gebeurtenis sal die echo weer klink in die hemel. God se oordeel was regverdig. Daar's 'n ander gedagte oor die 1000 jaar wat ek met jou wil deel. En dis nie 'n Bybelse gedagte nie. So dis my idee van hoe dit gaan werk. Die 1000 jaar glo ek gaan ook 'n tyd wees vir my om reg te maak met mense wat ek verkeerd gedoen het. Dalk nie eers geweet het van nie. Of dalk geweet het van, maar nooit die geleentheid gekry het om reg te maak. Om te gaan jammer sê. Om te gaan verhoudings herstel. Want na die 1000 jaar moet ons in die ewigheid in saam wees. Om vergifnis te kan gee vir mekaar. Om te kan regmaak. En ek dink nogal baie aan die gebeurtenis, want die van die wat bietjie die Ou Testamentiese Bybelgeskiedenis ken, die gebeurtenis van Dawid en Batseba. So Dawid gaan, hy is op die dak van sy paleis, hy sien, daar is 'n vrou wat bad, en hy besluit hy hou nogal van daai vrou. En hy laat roep haar, en as die koning jou roep, dan stry jy nie te veel nie. Veral nie as die koning mag het, en aantreklik is, en rykdom het nie. En Batseba gaan, en sy gaan by die koning Dawid in, en dan word sy swanger. En Dawid skrik groot, want haar man is op die oorlogsveld. So hy sit nou met 'n groot probleem, want hy het oneer oor hierdie hele nasie gebring. En dan gee hy die opdrag, laat maak vir Uria dood, die man van Batseba.
En uiteindelik laat maak hulle Uria dood en die profeet Nathan kom by Dawid en bestraf hom. Dawid word vol berou voor die Here vergewe hom. Maar ergens in die toekoms, glo ek, in daardie 1000 jaar, gaan Dawid en Batseba en Uria mekaar raakloop. En dit gaan 'n awkward situasie wees. Totdat hulle die geleentheid het om vir mekaar jammer te sê en vergifnis te ontvang. Verhoudings gaan herstel wees. In daardie 1000 jaar gaan ons die geleentheid kry om nie net te sien dat God liefde en regverdig is nie, maar ook dat hulle wat hy nou saam met hom gevat het, daardie liefdeskarakter gekry het. En dat ons saam die ewigheid kan ingaan met mekaar. So wat gebeur? Daar's die wederkoms. Lewende regverdiges, dooie regverdiges word opgewek, gaan saam met Christus 1000 jaar, die Bybel sê in daardie 1000 jaar word daar trone gegee vir die regverdiges, hulle sit, hulle neem aan die oordeel deel. Maar die ander, die verlorenes, ek hou nie daarvan om hulle die goddeloses te noem nie, maar dis die verlorenes, die Bybel noem hulle die goddeloses. Hulle versteek hulle in spelonke en in rotse en in berge, en vir die berge en die rotse sê, val op ons, verberg ons, vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? En Jeremia sê, dit is wat deur die Here verslaan is. En die wat deur die Here verslaan is, sal op hierdie dag, die dag, hy praat van die dag van oordeel. Hulle sal lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde, hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. En ons het gesien, dit is hulle wat nie in God se teenwoordigheid kan kom nie, want hulle het nog hulle sondigheid waarin hulle vasklou, en dit is hulle wat by daardie dag van die wederkoms sterf, hulle die eerste dood. Nou onthou daai woorde, eerste dood. Die Openbaring gaan hulle van dit praat. Hulle sterf die eerste dood. Wat gebeur met die dooie goddeloses? Bly dood. Hulle bly dood. Daar was nog geen opstanding gewees, die eerste opstanding. Vir die wat in Christus gesterf het, hulle sal eerste opstaan. So die dooie goddeloses is nie eers bewus dat die wederkoms plaasgevind het nie. Hulle mis daai hele gebeurtenis. Maar die Bybel sê elke oog sal hom sien in 'n glorieryke toestand. So iets moet weer gebeur waar elke oog hom kan sien. Wat is die einde van die sondaar? Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Met ander woorde, daar gebeur 'n tweede opstanding aan die einde van die 1000 jaar. Daar is die regverdiges wat hulle plek in die hemel het, wat in hierdie 1000 jaar saam met God regeer, saam met God oordeel, saam met God weer sy karakter van liefde herstel in hulle self en in hulle verhouding met God, wat gereed maak vir die ewigheid. Maar daar is ook die goddeloses. En wat is die verskil tussen hierdie twee? Het is baie belangrik om hierdie punt te maak. Wat is die verskil tussen die wat gered is en die wat nie gered is? Het die wat gered is net baie beter lewens geleef as ander? Nee. Nee, die verskil lê nie net in optrede en gedrag nie. Die verskil lê in een ding. Daar's een ding wat die oordeel bepaal. En jy Jesus Christus as jou verlosser aangeneem. Dit is die bepalende faktor. Want beide, die gereddes en die goddeloses, verdien eweveel om verlore te wees, want ons almal is sondaars. Ons almal moet eintlik verlore wees. Dis deur die aanneming van die kruis van Jesus waar hy my sonde hanteer, waar ek die geleentheid kry om gered te word. So, dis hoe ons tydlyn lyk. Wederkoms. Regverdiges, lewend en dood, gaan saam met Christus. Goddeloses, almal dood. Regverdiges is in 1000 jaar in hierdie heerskappy saam met God, waar hulle as konings regeer en saam met hom oordeel. En Jeremia sê, wanneer God hierdie dag kom, wanneer hy verslaan en doodmaak, het die aarde, dit was woes en leeg.
en ook na die hemel gekyk en sy lig was daar nie. Hy sê ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en die heuwels het geskit. Ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn, al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toren. Kan jy hoor dat wat hier beskryf word? Na die dag van die Here, na die wederkomsdag, is regtig 'n plek van net absolute verlatenheid. Hier's niks wat hier op hierdie aarde aan die gang is nie. Dit bring ons terug by die gedagte van daai 1000 jaar vakansie. Ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met 'n sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Wat beteken dit dat Satan gebind is? Is daar een of ander fisiese ketting wat om hom vasgesit is? Nee. Daardie ketting is simbolies van die feit dat Satan dit wat hy vir soveel millenniums gedoen het nie meer kan doen nie. Want Satan se werk was om verwoesting te saai. Satan se werk was om aan die mens skade te doen. Satan se werk was om ons te mislei en te verlei en te oortuig dat sonde oukei is. En nou wie is hier op aarde? Niemand. Hier is niemand wat hy kan verlei nie. Die gereddes is saam met Christus hemel toe. Die verlorenes is almal dood. Hy is werklik gebind. Dit herinner my aan Genesis 1 vers 2, die aarde was woes en leeg. En het weer 'n volsirkel gemaak, nadat sonde tot sy volheid gekom het. En die Satan is geketting, want hy het niks om te doen op hierdie aarde nie. Daar's niemand wat hy skade kan maak nie, niemand wat hy kan mislei nie, niemand vir wie hy leuns kan vertel nie. Niemand wat sonde kan doen wat hy agter sit nie. Niemand. Hy is as te ware gebind. En daardie 1000 jaar, wanneer die regverdiges besig is om die oordeel van God saam met hom te hersien, is die Satan gebind. En dan, en ek Johannes in die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel. Openbaring 20 praat van die 1000 jaar, wederkoms, 1000 jaar, en dan uiteindelik, want uit die Bybel is nie met hoofstukke geskryf nie, ons het na die tyd gaan hoofstukke insit. As jy die Bybel die beste wil lees hom aan eenlopend, vergeet van hoofstukke en verse. Dit is die kerke dit gaan insit, om die meeste te laat sin maak. Die lees lang dele op 'n slag. So na hierdie 1000 jaar sien Johannes hierdie heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel neerdal. En hierdie stad, as ons dit in vandag se mates bereken, is 2220 km in lengte en breedte, en ek kan nie eers 2200 km se hoogte my indink nie. Waar eindig dit? Waar eindig 2200 km in die lug in? Ek kan nie so ver dink nie. Nee. 'n massiewe stad, en iemand het eendag gesê dat as elke liewe mens wat op hierdie aarde nog geleef het, besluit het om Jesus aan te neem, sou daar vir elke mens in daai stad plek gewees het. Hoe tragies is dit, dat daar oop spasies in daai stad gaan wees, wat vir mense bedoel was, terwyl jy en ek daar kan wees. Hoe tragies sal dit wees as ons dit mis, oor ons eie keuses. Ons lees terug in Openbaring 20, die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar voleindig was. En so uiteindelik is daar weer 'n opwekking, wanneer die 1000 jaar voleindig is.
die ander dode, die goddelose dode, die verlore dode, almal wat op hierdie aarde dood is, word na hierdie 1000 jaar weer opgewek. En hoor wat sê Openbaring, hulle getal is soos die sand van die see. Hulle is net so baie. En is interessant, Openbaring beskryf ook die wat gered word, as 'n menigte wat niemand kan tel. Maar hulle wat verlore is ook baie mense. Hulle is soos die sand van die see. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, wat gebeur dan? Dan sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Hier is ewe skielik weer 'n opwekking uit die dode uit. Hierdie mense wat hier opstaan het gekies om nie Jesus Christus in hulle lewe aan te neem nie. En die Satan is ewe skielik na hierdie opstanding nie meer gebind nie. Hoekom? Want hier is weer mense. Hy kan weer aangaan met sy verwoesting. Hy kan weer mense mislei en verlei en skade aandoen. En so gebeur die laaste groot geveg van hierdie wêreld. Want hulle, die wat in die tweede opstanding opstaan, het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En die hartseerste vers in die hele Bybel vir my is die volgende vers, wat volg op hierdie. Hulle het die stad kom omsingel en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle versloeg. So baie mense soos die sand van die see, vir wie daar 'n blyplek in daardie stad voorberei was. Maar wat gekies het om nie daar binne te wil wees nie. Deur Jesus Christus nie aan te neem. En dit is wat genoem word die vreemde daad van God. Want dit is vreemd van God om te moet uitwis. As jy teruggaan na donderdag aand toe, onthou jy wat ek gesê het, God gaan sonde uitwis. God moet sonde uitwis, want God is liefde. En sonde is lelik en bring verwoesting en bring skade. Maar sonde is nie iets wat abstrakt in die lug rondhang nie, dit is binne in jou en my. En sonde moet uitgewis word, die sonde wat in my is. En die enigste opsie is, of my sonde is in Jesus Christus aan sy kruis uitgewis, of ek gaan aan dit vashou, en vuur van God gaan uit die hemel neerdal en my verslind en uitwis. 2 Petrus sê die elemente sal brand en vergaan, die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Jesus sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hierdie verwoestende vuur is nie berei vir mense nie. Dis nie voorberei vir mense nie. God wil nie enige iemand uitwis nie. God maak dit reg vir die duiwel en vir sy engele. Hoe tragies sal dit wees dat daar nog steeds mense gaan wees wat in 'n vuur gaan verbrand word, verslind word, wat nie vir hulle bedoel was. Want hulle het gekies om God te verwerp. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe. Nou moet ons 'n paar oomblikke net neem. Ons gaan begin afsluit hier met hierdie gedagte van ewigheid. Hierdie gedagte van ewige straf, ewige vuur. Want jy sien die beeld wat in Christendom geskep is dat daar's ergens 'n hel wat God vir ewig aan die gang gaan hou. En hy gaan vir die verlorenes, gaan hy die ewige lewe gee, maar om hulle in die hel te hou. Maar dis nie wat die Bybel leer nie, want die Bybel leer dat die loon van die sonde is wat? Die dood. En die genadegawe van God is die ewige lewe, wat in Christus Jesus is. Die Bybel leer nie dat die loon van die sonde is die ewige lewe in 'n ewig brandende hel nie. Dit leer die loon van die sonde is die dood. So wat is hierdie ewige vuur waarvan dit praat? Wat is die ewige straf? Miskien moet ons straf hierso as 'n naamwoord sien en nie as 'n werkwoord nie. Dit is die gebeurtenis van straf. Dit is die oomblik van straf. Dis die plek van straf wat ewig is. Maar dit is nie God wat vir ewig aanhou straf nie.
Nou, hoe kan ek dit sê? Nou, die Bybel sê, Judas vers 7, Judas het net een hoofstuk, vers 7 sê, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer het. In ander woorde, hy praat van die wat in hulle godsdiens gehoreer het met valshede, praat Judas 7, hy vergelyk Sodom en Gomorra, waar daar allerhande onsedelikhede plaasgevind het, en wat God kom uitwis het met vuur. Gebruik hy as 'n voorbeeld, Sodom en Gomorra, om te verduidelik hoe God uiteindelik die wat nie Christus aangeneem het nie, sal uitwis. So hy sê, so Sodom en Gomorra, en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer het, en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Hy praat van Sodom en Gomorra se uitwissing deur vuur. Dis 'n voorbeeld van hoe God uiteindelik sonde gaan uitwis, die goddeloses. Brand Sodom en Gomorra vandag nog? Nee, ons was daar waar dit moontlik kon wees. Ons toergids het gesê, it's not here, it's near. Maar daar's water. En daai water het geen lewe in, niks, dis die dooie see. Maar as jy daar kom, daar's nie stede wat nog brand nie, en tog word dit beskryf as die ewige vuur. So wat word bedoel met hierdie gedagtes van die ewige vuur? Want ons lees dat daar het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra, die Here het dit laat reën uit die hemel uit. En dit is uitgewis daai stede. So wat is die ewige vuur? Miskien verstaan ons dit hoe ons dit lees verkeerd. En bedoel die ewige vuur dat die ewigheid van daardie vuur lê in sy gevolge. Dat die gevolge van daardie vuur is ewig, die ewige dood. Aan die een kant het jy die genadegawe van God wat die ewige lewe is. Aan die ander kant het jy die gevolge van sonde wat die dood is. En die dood is ewig. Petrus gebruik dieselfde verduideliking as wat in Judas gebruik word. Deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Maleagi sê, kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, en dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n wat wees? 'n stoppel wees. Hoe lyk 'n stoppel? Weggebrand, as. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie, en julle sal die goddeloses vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here. Die teks sê, die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Wanneer hierdie 1000 jaar tot sy einde kom, is daar weer 'n opwekking uit die doodheid. Die wat verlore is, se doodheid. Hulle het almal die eerste dood gesterf by die wederkoms. Maar uiteindelik word hulle vernietig deur vuur, nie omdat God wraaksugtig is nie omdat God daarvan hou om mense vir ewig in 'n vuur te laat brand nie. En ek wil vir julle sê, as daar een lering is, wat as ek dit verkeerd verstaan het, my sou wegdryf van Christendom af, van God af, sou dit gewees het, dat God hou daarvan om mense ergens te pynig vir ewig, en vir ewig, en vir ewig, en vir ewig, net omdat hulle hom nie gekies het nie. Wat se God sal dit wees? Dit sal nie liefde wees nie. Maar 'n God wat sê, ek gaan nie toelaat dat sonde verder bestaan. Dit is vir my liefde. En sonde word uitgewis. En ek dink God self sal diep seer hê op daardie dag. En net daarna gebeur daar die mooiste gebeurtenis nog ooit. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien.
Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. Hierdie see wat nie meer daar was nie. My teorie oor dit, kan dit nie die Bybel uit sê nie, my teorie oor dit is, Johannes bevind hom op die eiland Patmos. Hy is in ballingskap weg van sy mense af. En wat skei hom in sy mense? Die see. Skeiding sal daar nie meer wees nie. Johannes sal nie meer nodig hê om te smag na sy mense wat oor kan die see is. Die see sal daar nie meer wees nie. En ek, Johannes, in die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is, en dit daal neer na hierdie nuwe aarde toe. 'n Herskepte aarde. En gaan lees Openbaring 21, Openbaring 22, oor hoe daardie aarde lyk. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Die blyplek van God is nou by ons, hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, en hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelings, en die moordenaars, en die oreerders, en die towenaars, en die afgodedienaars, en al die leenaars. Nou stop het gou vir 'n oomblik daar. Hierdie deel kyk. Die ongelowiges. Was jy al ooit ongelowig in jou lewe? Ja. Die gruwelikes, het jy al lelike goed gedoen? Ja. Die moordenaars. Jesus sê as jy kwaad is vir iemand, is jy so goed soos 'n moordenaar. Was jy al kwaad vir iemand en lelik gepraat? Ja. Oreerders. Jesus sê as jy na 'n vrou kyk met begeerte, het jy egbreek gepleeg. Kan nie vir die mans vra om hulle hande op te steek. Towenaars, afgodedienaars. Is hier iemand wat al gejok het? Maar hulle is deel in die poel wat brand met vuur en swaal. Hoe kan ek dan gered is? Hoe kan ek dan al hierdie mooi kry van God wat by mense is en hulle by hom en al die trane afvee en die dood is daar nie meer nie? Deur Jesus Christus en hom aan te neem. Want jy sien, jy en ek is eintlik niks anders as hierdie groep mense nie, wat in die poel van vuur beland nie. Wat ons anders maak is dat ons Jesus aanneem as ons verlosser en vir hom begin leef. As hulle wat in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. En dit is die laaste keer wat sonde in die Bybel genoem word. Die tweede dood is klaar, is verby. Kyk, ek skep 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. En aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Uiteindelik kry die lewende regverdiges die ewige lewe op 'n nuut geskepte aarde vir altyd saam met God. En sonde sal nooit weer opkom. Wat baat dit 'n mens? Wat baat dit jou as jy hierdie hele wêreld wen, maar jou siel verloor? Die ewige lewe verloor. Wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Ek het gisteraand gesê, 'n siel is jou lewe. Dis die feit dat jy lewe. Wat sal 'n mens gee vir sy lewe? Ongeag wat dit kos, wil ek vanaand vir jou sê, maak nie saak wat jy moet opoffer in jou lewe nie. Maak nie saak wat dit vereis nie. Maak nie saak wie jy moet verloor in jou lewe nie. Maak nie saak wat se werk en wat se eiendom en wat se inkomste maak. Daar's niks wat kan opweeg teen dit wat God vir sy kinders beplan het. Niks. Niks is die moeite werd om dit eerder te hê nie. As jy
veral oor die gedagte rondom die wegraping vra hy, stuur 'n boekie, die geheime wegraping. Hierdie boekie verduidelik dit vanuit 'n Bybelse perspektief hoekom daar nie so iets in die Bybel gevind is nie. Maar dit gaan ook nogal in die geskiedenis van die wegrapingslere waar dit vandaan gekom het. En is baie goeie leesmateriaal. Verwag jy Jesus se koms? Want ek doen. En ek vra hierdie vraag, en ek maak hierdie stelling by 'n ander geleentheid. Verwag jy Jesus se koms? En toe ek die volgende skyfie wys, spring haar 'n oom op en ek sê, nee, dit kan nie wees nie. Verwag jy Jesus se koms? Want as jy doen, dan is jy 'n Adventis. Ek hoor die reaksie. Want Adventis beteken ek verwag die advent, die koms. Dis al wat dit beteken. Ons praat van Christus se eerste advent, ons praat van sy tweede advent. Ek dink nie, hier is enige iemand wat nie weet wat se kerk hierdie is. Hierdie is die 7de dag Adventiste kerk, en ek is 'n predikant in die 7de dag Adventiste kerk, as hy gereg. Ek bedien nie tans gemeentes nie. My rol is tans meer administratief, en ek oorsien evangelisasie en sending in die binnelandse provinsies van ons land, behalwe die Vrystaat, so Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en Gauteng. Maar Nico is die leraar van hierdie plaaslike gemeente. En hy is 'n goeie vriend en kollega van my. So Nico gaan hier agterbly. Ek het hier 2 weke gekom, lesings aangebied, tyd saam met julle spandeer, maar na vanaand raak ek weg hierso. Nico bly hier agter. Nico werk met hierdie gemeente, hy werk met die mense wat hier is. En om jou 'n idee te gee wie die 7de dag Adventiste kerk is, ons is 'n Christen kerkdenominasie. Ons glo in 28 Bybelse leerstellings. Die stelling werk eintlik net in Engels. We don't have a creed. The Bible is our only creed. So dit nie 'n geloofsbelijdenis nie. Die Bybel is ons geloofsbelijdenis. Ons aanvaar baie van die Christen geskiedkundige geloofsbelijdenisse as waarheid. Maar 'n geloofsbelijdenis is iets wat vas is, wat nie verander nie. Ons sê waarheid word deur God se woord bepaal en kan ontwikkel, soos wat ons 'n beter begrip het van God se woord. So ons glo in 28 Bybelse leerstellings. In die 7de dag Adventiste kerk wêreldwyd is daar omtrent 12,000 nuwe dopelinge per dag wat bygevoeg word tot hierdie kerkgemeenskap. Daar staan 24 miljoen lidmate, so bietjie meer as 24 miljoen. En wanneer ons dienste hou, word daar gereken dat daar omtrent 30 miljoen mense bywoon wêreldwyd. Die 7de dag Adventiste kerk bedien in 717 tale in 81.552 gemeentes. Ons bestuur 130 universiteite oor die wêreld, waarvan daar een in Zimbabwe is, waar Nico sy graad gedoen het, ons een in Kaapstad waar ek myne gedoen het. Ons bestuur 8.041 skole oor die wêreld, wat 2,5 miljoen studente het, beide Adventiste en nie-Adventiste studente. Ons het 600 hospitale en klinieke. In Suid-Afrika het ons 'n geestesgesondheidskliniek, genaamd Vista Kliniek, wat in Pretoria is. En dan is daar ook 'n hospitaal in Lesotho, verskeie TV en radiostasies en baie sendingorganisasies. Waarskynlik die een wat die meeste werd is om genoem te word, is ADRA, wat altyd maar daar teenwoordig is wanneer daar is Adventist Disaster and Relief Agency, wanneer daar natuurrampe is, wanneer mense in krisisse is, wêrelddele in krisisse is die kerk daar om te help. En hierdie vertel ek nie vir julle om te spog nie. Want om deel te wees van enige kerk beteken niks. Dis om in Christus te wees wat iets beteken.
Maar in Christus wil ek graag deel wees van 'n geloofsgemeenskap wat die naaste aan die Bybel funksioneer, wat dit kan doen. En dis hoekom ek deel is van hierdie kerk. Is daar hoop in al die chaos? So het aan die einde gekom van ons lesing. Ek hoop julle gaan vanaand hier weg met hoop. Ek praat eendag so oor hierdie lesing, is net so 'n stalkie, en ek vra die vraag, wat is hoop? Maar ek is so op 'n hoogtepunt en ernstig, en hier begin so klein siekie agter Joe Black se liedjie sing. Hoop! Is daar hoop in al die chaos? Ja, ek glo daar is. Ek glo daar is, want hierdie woord staan nog steeds vas. Duisende jare nadat dit geskryf is. As jy nie hierdie lees nie, as jy nie hierdie jou eie maak nie, gaan doen dit gaan jou lewe verander. En ek praat nie net van 'n dagstukkie in die oggend vinnig lees en dan die res van jou dag. Vat tyd, spandeer dit in hierdie boek. Dit is ongelooflik wat hierdie boek in jou lewe kan doen. Hierdie boek bring nog steeds hoop in mense se lewens. Wat is volgende? Na hierdie reeks, ons nou klaar hierso. Wie hulle uitnooi, die van die wat dalk besoekers hierso is. 11:00 elke Sabbat. Moenie op 'n Sondag kom nie, want jy gaan niemand hier kry nie. 11:00 elke Saterdagoggend is hier kerk binne in hierdie gebou. En ek wil jou uitnooi, kom. Kom kyk hoe doen Sewende Dag Adventiste Kerk. Jy sal ook verbaas wees. Jy sal ook vind dat dit nie regtig. Ja, daar was dalk 1 of 2 goed wat vir jou vreemd gaan wees in die begin. Ons kniel byvoorbeeld as ons bid. Jy hoef nie te kniel as jy nie wil nie. As jy wil sit, kan jy sit, as jy wil staan, kan jy staan. En daar's dalk 'n paar ander goed wat dalk in die begin vir jou bietjie vreemd mag wees, maar kom, want jy gaan dalk agterkom dat dit nie so vreemd is soos jy aanvanklik gedink het dit gaan wees nie. Volgende naweek. Ja, 8ste. 6ste. Is dit saam met volgende naweek 6ste? Ja, okay. 8ste. Is ek hierso? As 'n gasspreker. Dink die enigste keer hierdie jaar wat ek is. So, as ek van julle weer hier kan sien, sal dit wonderlik wees. Maar moenie wag vir volgende naweek, kom nou, oormôre. Net om vinnig vir julle te verduidelik hoe werk die pastorale rol van predikante in ons kerk. Nico bedien 2 gemeentes. Hierdie gemeente en die gemeente in Springs. Wat beteken dat jy gaan partykeer hier kom en jy hoor nie die dominee preek nie. Jy hoor 'n ouderlik preek. Jy kry vir Sean hier of jy kry vir Nolan hier. Jy kry iemand anders hier wat preek. En dit is wat ek glo hierdie kerk sy krag gee. Want God praat nie net met een of ander verhewe rol van mense om 'n boodskap te bring nie. God praat met almal. En God kan 'n boodskap op ander kerkleiers se harte ook druk om te gee vir sy kerk. So moenie bang wees as jy hier kom en jy sien hom nie, hier is nie 'n dominee wat. Dit moet so wees, dis hoe die vroeë kerk gefunksioneer het. Dit was nie net die apostels wat verkondig het nie, almal het. So asseblief, kom kuier saam Saterdag 11:00 hierso. Dan is Nico besig in die proses om 'n Bybelstudie plan in plek te sit wat hy graag ekstra Bybelstudie sal wil doen. Waarskynlik eenmaal 'n week sal gebeur. En ek glo hy sal met van julle nog uitreik en sê, hoorie, wil jy deel wees van hierdie Bybelstudiegroep? Kom ons kyk wanneer die tyd gaan wees wat jou die beste pas het. Wat ons aan geraak het in hierdie 2 weke, ons het regtig net op die oppervlak gekrap. Daar's soveel meer in God se woord wat ontdek kan word. Wat jou dalk net, weet, soos in Engels sê, jou mind sal blow. Dis net soos, wow, daar's so baie in die Bybel. En dan as al persoonlike vrae is, iets wat jy dalk voel jy vir my of Nico direk wil vra, is jy welkom om ons te kontak. Jy kan my nommer kry by Claudia, by Nico, of by enigiemand anders hierso wat deel is van die gemeente. As jy dalk voel, as iets wat jy my spesifiek wil vra. Nico is ook daar, hy's uiters bekwam om vrae te kan antwoord, hy's slimmer as ek. So asseblief, moenie skaam wees om vrae te vra as jy iets het wat pla of iets het wat jy onseker is, of iets gehoor het in hierdie 2 weke wat jy nog nie verstaan het, nie vir jou sin maak nie. En
Dit was my wonderlik om by julle te wees. 2 weke baie dankie vir die uitnodiging. En Nico het sê, hy wil net gou 'n paar slotgedagtes met ons deel. Dankie dat julle vanaand so geduldig was. Dit was 'n lang lesing.